Graag met die deel vanmôre oor iets baie belangrik. Natuurlik die tema is hemelvaart. En ek wil graag van die begin af vir u sê, kry jouself gereed vir iets moois wat voor lê. Hierdie week wat kom van Maandag tot Vrydag aand, het ek elke aand gaan ek 'n lering bring oor die Heilige Gees. Net vir so kort tydjie gaan ek iets bring oor die Heilige Gees. Ek gaan praat oor sy identiteit, ek gaan praat oor sy karakter, sy plek in die godheid, sy persoon, sy werking, sy gawes, sy vrug. Ek gaan oor alles praat. As jy van Maandag tot Vrydag nie Heilige Gees verstaan nie, dan het ek 'n swak job gedoen. So ek wil vir u sê, as jy ooit gewonder het om nader aan God te kom, dan moet jy die Gees van God leer ken, want hy weet wat in God is en wie God is, want die Gees van God wat in my is, bring God na vore in my. So ek wil u nooi, moet dit nie mis nie. Elke aand, van Maandag tot Vrydag, ja, ek gaan dit probeer live ook doen. Ons gaan net die Hartenbos gedeelte nie live wees nie, so hulle moet hier wees, maar die res, ek terg. Het sal oral live wees, maar ek vra die gemeente om my te ondersteun. Is soveel makliker om met mense te praat, as wat ek praat met 'n TV-skerm. So asseblief, kom ondersteun die geleentheid. Ek is baie opgewonde. Ek weet die Here het iets moois wat hy met ons gaan deel. En natuurlik gaan ons ook vir u bid in daai tyd, ooreenkomstig die woord van die Here en die gawes beoefen, soos wat die Here het vir my ook gegee het. Amen. Nou kom ek deel gou met u iets belangriks. Kom ons begin by Handelinge 1, vers 4 en 5 en 8 en 9. Hy sê, en toe hy nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. So julle het gehoor, ek het vir julle al gesê, daar's 'n belofte wat kom. Ek het julle gesê, daar's 'n geskenk wat gaan kom. Gaan wag op hom. Dis die belofte wat ek julle van vertel het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde, tot in Suid-Afrika. En nadat hy het gesê het, is hy opgeneem, en terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Amen. Nou hierdie gedeelte is 'n baie bekende en aangehaalde deelte uit die woord van die Here. En baie mense praat oor iets, en dis iets wat ek vanmôre met u wil praat, en ek wil hê u moet my uithoor voordat u dalk so bietjie ongemaklik gaan raak of omgekrap gaan raak. En dit is die deel wat ons lees in die eerste gedeelte waar hy sê, en maar om te wag op die belofte. Hy het versê, moenie weggaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Baie kerke tot vandag toe, se prediking gaan baie rondom hemelvaart, oor die gedeelte wat jy moet gaan wag, om die Heilige Gees te kan ontvang. Ek het self preke beleef, wat ek self by was, wat ouens praat van, as jy nie gaan wag en spesifiek tyd maak om te gaan wag nie, gaan jy nie Heilige Gees ontvang nie. Ek het vir jou nuus vanmôre. Weet jy wie wag tans? Al wie wag, is die Heilige Gees wag vir jou, om hom 'n geleentheid te gee, want hy's klaar hier. Die Heilige Gees het reeds gekom, dit was 'n belofte wat Jesus gegee het, soos die Seun van God gestuur was, al het die res hom nie herken nie, was hy gestuur. Ons kan nie sy koms kan ons ontken, omdat 'n paar dit nie erken het nie. Dieselfde kan ons die Heilige Gees, sy invulling kan ons nie ontken, omdat 'n paar dit nog nie ontvang het nie. Amen. Die Heilige Gees is hier, die belofte is aan ons gegee, die geskenk is aan ons gegee, hy sal julle leer en lei in alle waarheid, hy sal julle alles leer wat julle wil weet aangaande my. Amen. Dis 'n belofte, dis daar. Jy kan maak wat jy wil, die Heilige Gees is reeds hier. So die wagdeel is klaar gewag. Jy gaan nou nie meer verwag nie, jy het nou klaar gewag, hy wag nou vir jou. Nou moet jy hom kans gee, want die Gees van God is oral om ons en deur ons, en hy's werksaam. Nou moet jy hom kans gee om van binne af na buitentoe te werk. Wat hemelvaart vir ons beteken in eenvoudige terme, is die verskil van Jesus wat buite is, na Jesus wat nou binne my is, deur die Heilige Gees. Hoor jy my mooi? Hemelvaart het die verandering teweeg gebring, dat in plaas wat Jesus op een plek van buite af werk,
werk hy nou steeds, Jesus Christus, deur sy gees van binne af in my alomteenwoordig. Amen. Is dit nie wow nie? So Jesus is Jesus in me. No longer me but thee. Nou is Christus, kry nou gestalte in my en in jou. En weet jy waar? Elke Sondag hier so in die kerk, hier in Pasingslaan, Hartenbos. Ja, hier ook. Maar weet jy wat? In die see ook. Weet jy wat? By jou werksplek ook. Oral is die gees van God vir hulle wat hom toelaat om deur te werk. Kom ons gee hom eer. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. En dit maak my opgewonde oor hoe die Heilige Gees werk. Maar ek wil hê jy moet verstaan dat 'n mens is gees, siel en liggaam. En wanneer jy jou hart vir Jesus gee, dan begin die Heilige Gees oorvat. Dan nooi ek die Heilige Gees in. Die oomblik as ek my hart vir die Here gee, kom ek sê vir jou, wat oortuig van sondes en ongeregtigheid? Is jy seker? Nee man. Is jy seker? Werk hy oortuig die Heilige Gees van sondes en ongeregtigheid. Maar jy praat dan nie tale nie, dink jy mos nou nie gees nie. Nou wat nou? Die Gees van God het reeds die werk begin doen die oomblik toe ek sê, Here, ek neem Jesus Christus aan as my persoonlike verlosser en saligmaker. Hy het my tot daai plek geneem, want die woord van Here sê die Vader trek wie hy wil. Sê die Bybel so? Is daar mense wat kan bevestig? Hy sê die woord, so die Vader trek wie hy wil deur wat? Deur die Heilige Gees. So nou kom ek en ek neem die Heilige Gees aan, ek verwelkom hom deur Jesus in my hart te nooi. Jesus is nie hier in my hart, ergens is 'n oop sluit, klim Jesus uit nie, nee. Die Heilige Gees is hier binne. En hy bring Christus gestalte na vore van binne af my. Is dit so? Nou ek wil vir julle nou nog iets sê vanmôre. Sit vas, sit mooi vas. Hou vas die stoel. Hierdie gaan nou jou tradisie dalk baie skud. Hou vas. Ek like dit. Ek gaan nou met die deel gou 'n bietjie oor hoe die Gees gewerk het in die Ou Testament en die Nuwe Testament, maar ook hoe bose geeste gewerk het van die Ou Testament na die Nuwe Testament toe. Maar kom ek sê gou vir iets interessants. Kom of ek dit moet sê. Laat ek dit vir julle sê. Daar's nie bewyse dat enige iemand voor Jesus se koms vir al die Jode enigsins gevul is deur die Heilige Gees. Ek praat nou nie van in die moederskoot en goed nie. Maar die Jode het die Heilige Gees ontvang na doping van water. Die heidene het die Heilige Gees ontvang enige tyd. Bly by my. Die heidene is enigstes wat die Heilige Gees kon ontvang voor die manifestasie van die water. Want die manifestasie van die water is nie meer vir ons 'n moed om hemel te maak nie. Is 'n mooi sakrament, dis iets mooi om te onderhou, dis iets mooi om te doen. Maar die invulling van die Heilige Gees is prioriteit vir die kind van God. Amen. Jy moet my nou mooi hoor en as jy my aanhaal, haal my reg aan. Kom ons gaan kyk gou 'n bietjie wat sê die woord. Hey man, is so lekker. Hy sê die ontvang vir Heilige Gees, kom ons gaan kyk, die ontvang vir Heilige Gees is baie prominent natuurlik in die Nuwe Testament, maar veral in die Ou Testament ook. Kom ons kyk gou 'n bietjie. In die Ou Testament was die Heilige Gees se koms meestal tydelik geweest. Dit was nie soos nou, as hy's in jou en daar werk hy nou deur jou nie. Hy het oomblikke die volk besoek en hoekom ek dit sê, jy sal nou sien, dit was vir spesifieke roepings of 'n doel wat God wou bereik het op 'n spesifieke tyd. As ons kan gaan kyk na Baal se leeu in Eksodus 31 vers 1 tot 5, sê die woord, God het hom gevul met die Gees om artistieke werk te doen, om argitektoniese werk te kon doen vir die tempel van God. Daai man het nie wysheid gehad om die werk te kon doen nie. God het hom gevul met die Heilige Gees, toe weet hy hoe om sy werk te doen. Gaan lees dit baie mooi in Eksodus 31 vers 1 tot 5. Ek het hom gevul met die Gees van God, met wysheid, insig, kennis en vakmanskap. Het jy dit al so gelees? Is dit nie wow nie? Samson is nie deur spiere en deur die gym wat hy so gelyk het nie.
en wat hy gedoen het nie. Die Gees van die Here het oor hom gekom om hom krag te gee vir 'n spesifieke daad. U kan dit gelees in Rigters 13 vers 25 en 14 vers 6 en 15 vers 14. Die salwing het oor hom vaardig geraak, dan het hy krag gehad om die volk te verslaan. Amen. Amen. Jy moet by my bly. Saul, 1 Samuel 10 vers 6 en vers 10, toe Samuel hom gesalf het, het die Gees van die Here op Saul gekom en hy het geprofeteer. Die woord sê die Gees van God het op hom gekom en hy het geprofeteer. Die salwing en die gawe, die Heilige Gees en die gawe van die Gees. Amen. Jy moet by my bly. Dawid, 1 Samuel 16:13. Toe Samuel Dawid gesalf het, het die Gees van die Here in krag op hom gekom, sê die woord. Toe Samuel vir Dawid salf, toe kom die Gees van die Here met krag op Dawid, om te doen wat hy moes doen. Maar hy het nie op hom gebly nie, so kom Dawid baie foute gemaak het intussen. Jy moet gaan kyk, dis vir 'n tydelike doel gewees, tot die volmaakte gekom het. Profete kan ons gaan lees in Jesegiel 2 vers 2, Micha 3 vers 8, kan jy gaan kyk, verskeie profete by die Gees op hulle gekom het, en hulle het daai oomblik vir die koning of wie ook al geprofeteer en gesê, so sê die Here. Ok, kom ons gaan kyk in die Nuwe Testament, die vuur van die Heilige Gees. Amen. Met Pinkster Handelinge 2, dis wat die deel wat ons lees, begin 'n nuwe era, waarin die Heilige Gees permanent in die gelowiges woon. Maria, Lukas 1 vers 35, die Heilige Gees het oor haar gekom en sy het swanger geword met Jesus. Die Heilige Gees was die begin van Jesus op aarde. Sy is deur die Heilige Gees swanger. Elisabeth en Sagaria, Lukas 1 vers 41 en 67, die Gees het hulle vervul en hulle het geprofeteer, sê die woord. Hulle het nie net geprofeteer nie, hulle het deur die Gees geprofeteer. Dis baie belangrik mense dat ons hier goed verstaan, want baie keer probeer die kerk sekere gawes beoefen, maar as jy die gawe nie deur die Gees van God beoefen nie, is die gawe uit jouself en dit is nietig en is feilbaar. Maar wanneer jy hom deur die Gees van God beoefen, dan is dit reg en is ooreenkomstig God se woord, onderworpe en onder leiding aan die woord van God, wat die hoogste gesag is. Amen. Pinksterdag, Handelinge 2 vers 1 tot 4 kan jy gaan lees. Die Heilige Gees het op die disippels gekom, soos 4 tonge, tonge van 4, het dit op die disippels gekom, en hulle het begin spreek in tale. Amen. Die Samaritane, dis nou 'n baie interessante deel, en dis wat ek nou aangehaal het. Die Samaritane, in Handelinge 8 vers 14 tot 17, Petrus en Johannes het hulle hande opgelê, en die bekeerlinge het die hande op die bekeerlinge gelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang. Hulle het nie gegaan en gesê, ok, nou gaan julle nog wag nie. Hulle het gegaan, hulle hande op hulle gelê, en hulle Heilige Gees onmiddellik ontvang. Efesiërs, kom ons gaan eers terug, Handelinge 10 toe. Kornelius en sy huisgesin. Heidene. Handelinge 10 vers 44 tot 48. Nou word Petrus van alle mense gestuur. Hy wat gestuur was vir die Jode, word gestuur na Kornelius toe. Nou wil hy nie gaan nie, want ek gaan nie by onrein plek en nie, ek is immers 'n Jood. So ek gaan my nie verontreinig met hulle nie. Die Here gee vir hom die gesig van die lakens en die diere. Hy sê slag eet. Hy sê Here nooit nie, want nooit het iets onrein deur my lippe gegaan nie. Ek kan nie. Die Here sê wat ek rein gemaak het, mag jy onheilig ag nie. En nou gaan Petrus daartoe. Nou weet hy het nog steeds sy roeping en sy bediening van die Jode. Jy moet onthou, sy roeping het nie skielik verander nie. So hy is nog steeds die Jode, daar kom hy aan, hy is opgewonde, hy moet nou na hierdie manne toe gaan, en hulle kom val voor hom nie, hy sê nee, wow, staan maar op, ek is 'n mens net soos julle weet dat ons het nie gemeenskap nie, maar ek het gekom op God se woord, want julle is nou nie vir God onrein nie, God wil julle salf, en terwyl hy praat, die woord van die Here sê, toe het Kornelius reeds sy huismense en van die vernaamstes by hom gehad. So daar was 'n groot klomp van hierdie onheilige heidene soos u en ek daar by mekaar. En terwyl hy nog besig is om te praat, sê die woord, toe is hulle almal gevul deur die Heilige Gees. Want wat het hulle oortuig van sondes en ongeregtigheid? Die Heilige Gees. Hulle almal is gevul deur die Heilige Gees. Toe sê Petrus, ja,
Maar nou verstaan ek dit nie, want ek weet hoe my tradisie werk, of hoe ek dit ontvang het, is ek moet hulle eers gou deur die water sit, en dan gaan hulle die Heilige Gees ontvang. Het werk nie andersom nie. En het nie andersom gewerk by die Jode nie. Maar by die heidene, hier doop hulle met die Heilige Gees. Nou wonder hy, wat gaan ek nou doen? Hy sê vir jou langsom, hy sê, hoorie, maar as hulle dan nou gedoop is die Heilige Gees, kan ek hulle seker nie water weier nie. En hy vang hulle sommer sê, kom, dat ek julle sommer die water ook gooi. En hy doop hulle met water, en die kerk het baie stryd gevat daaroor. Hoe kan jy dit doen? Hoe kan jy dit doen? Dis net vir ons holy few bedoel. Hoe kan jy dit doen? En Petrus sê, maar ek het aangekom, hy vertel die verhaal, en die Here doop hulle met Heilige Gees. Hoe kan ek hulle die water weier? Amen? Kerk van God, word wakker. Ek sit by geleentheid, ek wil 'n jong man doop. Die pastoor op daai stadium, ek was net die jeugleier, hy sê vir my, daar's nie 'n manier nie. Hierdie mannetjie rook nog. Hierdie mannetjie doen die nog, en die mannetjie doen daai nog. Ek sê, weet pastoor, hy's laasweek gevul met die Heilige Gees. Ek sê, ja, so God sê hom, hy's beproef, maar jy voel hy's onbeproef. Wie's groter, jy of God? Kerk word wakker. God vul met sy Heilige Gees, want die reëls van die heidene is hemelsbreed van die reëls en die tradisies van die Jode. God se genade het vir ons aangebreek deur 'n genade dispensasie. Sê amen. Ons het nie nodig om deur hulle tradisies te kom om hemel te maak nie. Ons het nodig om te sê, Jesus, hier is ek neem U aan, ek het U nodig, ek bely U as my persoonlike verlosser en saligmaker. Ek bely U as die seun van God. Dis al, sê amen. Wat het die man aan die kruis gedoen? Dink aan my. Hy het nie geskreeu, hoor, hy gryp gou ergens 'n spons of iets, gooi hom net bietjie nat, laat ons hom net eers doop, dan gaan hy gevul word die Heilige Gees. Nee. Hy het nie gesê, gaan bely eers en doen al die offers en goed nie. Nee. Hy het gesê, vandag sê jy sal my wees. Ek wil vandag vir jou sê, daardeur wil ek nie die res ontbind nie. Sien wat ek wil doen nie. Ek wil hê jy moet my mooi hoor. Dit wat ons terughou as gevolg van kerklike strukture en tradisies en dit wat ek geleer het, wat ek dink is die waarheid, hou jou partykeer terug van God se guns af. Hier's mense wat voel, hoorie, maar ek kan nie dit ontvang wat julle het nie, want ek praat nie in tale nie. Ek kan baie van die gevalle vir jou wys, nie een van hulle sê hulle het in tale gepraat nie. Daar is gevalle waar hulle tale gepraat het, maar dit staan nie oral nie. Die Bybel sê dit self, Paulus beskryf dit, hy sê, profeteer almal, spreek almal in tale, stellig nie. So wat ek vir julle wil sê daardeur, moenie laat jou kop en jou maniere jou beperk as God jou wil seën nie. Moenie jouself blok as die Here jou wil seën nie, sê amen. God wil jou gebruik en het hy kragtig, het hy deur sy volk gewerk. Hy het kragtig deur hulle gewerk. Ek het al die voorbeelde nou vir julle genoem. Ek wil gou dalk nog so een of so vir julle noem. Efesiërs. Paulus het hulle gevra of hulle die Heilige Gees ontvang het, want toe hulle in Efesiërs kom, toe het hulle nou al vertel van Jesus, hulle het bekeer. Hy sê, het julle Heilige Gees ontvang? En sê, nee, ons het nie eers geweet daar is 'n Heilige Gees nie. Hy lê sy hande op hulle en ontvang almal die Heilige Gees. Sjoe. Het ons nie dalk deur die jare bietjie verkeerd gekyk, hoe is die invulling van die Heilige Gees nie? Want in die kerke is dit nie iets wat gebeur soos wat ons geleer is, almal moet skielik uitbars in taal, of almal moet daai nie. Hoe ontvang al hierdie massas groepe bymekaar die Heilige Gees? Maar ons ontvang dit nie. Dit is so moeilik. Ek hoor baie predikers sê, moeilikste ding vandag is laat mense gedoop word die Heilige Gees. Ek dink is omdat julle nog wag vir die geskenke en is reeds gegee. Ek wil vandag hê jy moet baie mooi verstaan. Die Heilige Gees wag om deur jou te werk, maar jy onderdruk hom. Jy kan bepaal of hy deur jou werk of nie, want die woord van die Here sê die Gees is die profeet onderworpe. Amen. Johannes 14 vers 16-17 beloof Jesus om sy Gees aan al sy volgelinge te gee. Handelinge 2 vers 38 en 39 sê Petrus, ons moet nou onthou dis Petrus wat praat, en hy praat met die Jode veral hierso ook, en hy sê, vir almal wat glo en gedoop word, sal die Heilige Gees ontvang.
En wat interessant is, ja, kom ons gaan aan. Romeine 8 vers 9. Wie nie die gees van Christus het nie, behoort nie aan God nie. As ek nou moes vanmôre vra, almal wat praat in tale, moet hulle hande opsteek, moet dit nie doen nie asseblief. Wil ek vir julle sê, gaan ons dalk 2-3 handjies vol wees. Maar die woord van die Here sê dan behoort jy nie aan God die res nie. Is dit so? Of het die mens sy eie struktuur gevolg en sy eie manier gemaak, sodat ons kan bepaal wanneer 'n ou gevul is en nie? Want ek wil vir jou sê, die woord van die Here sê, wanneer ek Jesus aanneem, het hy my aanneming gegee tot kunskap. Dan behoort ek aan hom. Dan leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my. Sê die woord so. So dit beteken die gees van God moet in my wees, die oomblik wat ek Jesus aanneem. Want wat nooi ek in my in? Die Heilige Gees. Amen. Die dag as jy Jesus aanneem, wat neem jy in? Die Heilige Gees. Hoekom sê hulle het nog nie geweet, daar's Heilige Gees nie? Want hulle het die doop van bekering gedoen. Wat nou is jy gedoop, nou is jy reg. Dit was die tradisie. Maar die doop is nie 'n vrypas hemel toe nie. Die doop vat jou nêrens heen nie. Jy moet Jesus Christus aanneem. Ek kan jou laat katekiseer en jy kan al hierdie snaakse goed doen. Ek kan jou spat of ek kan jou verdrink. Dit beteken niks as jy nie Jesus Christus aanneem nie. Amen. Jy moet Jesus aanneem. Wanneer ek Jesus aanneem en ek nooi hom in my lewe, dan leef ek nie meer nie, maar hy leef in my. Woe, halleluja. Dan begin Christus gestalte kry in my. Dan begin Christus gestalte kry deur my, deur die Heilige Gees. Woe! Sê vir een langs jou, ek dink jy die Heilige Gees. Woe, glory to God. Sabaronda rabanda rabasiendai. Kurabasienda kashandai. 1 Korintiërs 12 vers 13. Almal wat deur die een Gees in een liggaam gedoop is, die Heilige Gees. En daai doop is nie die waterdoop nie. Is die bekeringsdoop in Jesus Christus, gaan ontleed die taal. Nou wat sê ek nou vir? Kerkgebruike is mooi. Sekere beginsels is mooi. Om te vas is mooi. Om te gaan afsonder vir 'n dag is mooi. Al hierdie goed is mooi. Regtig is mooi, ek doen dit ook. Maar van kardinale belang is om Jesus aan te neem. Om met Jesus 'n verhouding te hê, om hom in te nooi, sodat hy nou van binne af buitentoe kan werk. Want hy praat met hulle, hy sê vir die skrifgeleerdes, fariseërs, hy sê julle is wit gepleisterde grafte. Dis ek het nou gesien in Israel, hoor. Hulle lyk soos dooies wat rondloop. Hulle loop so en dan van hulle het daarom nou nog die strap om, want dis nou sy tyd. Daar's sekere tye wat hulle die strap omsit met, jy weet, loop hy so. Dis presies. Hy kyk nie vir jou nie, hy lag nie vir jou nie, hy het niks met jou uit te waai, want jy maak hom onheilig. Ek dank God, niks kan my onheilig maak nie. Want hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Amen. Halleluja. Dis die heerlikheid van God. It's a joy unspeakable and full of glory, and the half has never yet been told. Hallelujah. Woo, glory to God. 'n Gees neem oor jou liggaam besit, sodat jy leef either vir God of vir jouself of vir die wêreld. Jouself en die wêreld dieselfde ding. My woord van die Here sê my liggaam neig na sonde. Die woord van die Here sê, my liggaam, hy sê, dit ontbreek ons almal in heerlikheid van God. Want ek sit, Paulus skryf ook, hy sê, want wat ek wil doen, doen ek nie, wat ek nie wil doen, dit doen ek. Ek sit met hierdie geveg hier binne my. Maar ek wil gou hê jy moet mooi verstaan. So jy moet nou besluit, is die Heilige Gees in jou, want dan gaan jy begin die vrug sien. As die Heilige Gees in jou is, gaan jy begin die werking sien. As die Heilige Gees in jou is, gaan jy bekragtig wees. Amen. Maar as hy nie in jou is, kom ons lees gou 'n paar ander gevalle. Bose geeste, Ou Testament, koning Saul, 'n bose gees van die Here. Interessant, né? 1 Samuel 16 vers 14 tot 23. Verskoon. Nadat die gees van die Here van Saul af weggegaan het, het 'n bose gees hom gepla.
Hier is baie groot goed in hierdie woord. Nadat die gees van God van hom weggegaan het, het die bose gees hom kom pla. Is jy vanmôre deur die gees van God vervul of nie? Want as 'n bose gees jou pla, kan dit dalk wees omdat die gees van God weg is van jou. Maar die gees van die Here het van Saul afgewyk en 'n bose gees het hom verskrik. Daar's 'n leenagtige gees in die profete gekom in 1 Konings 22 vers 20 tot 23. 'n Gees bied aan om 'n leengees te wees. Hy sê ek sal gaan 'n leengees onder hulle wees toe hy voor die poort van God staan. Ek sal uitgaan en 'n leengees wees in die mond van al sy profete. Suid-Afrika en die wêreld word wakker. Daar's baie leengeeste wat die profete sê, so sê die Here, maar dis nie ons God van wie hy praat nie. Hoor vandag wat ek jou sê, die duiwel is magtig. Hy kan baie tekens en wonders doen, hy kan jou hele lewe vir jou vertel. Maar dank God, my God is almagtig. Amen. Die slang, Satan in Eden, Genesis 3 vers 1 tot 6 sien ons, hoewel dit nie 'n bose gees kan ek sê, is wat in die slang was nie. Maar was hierdie slang verbind dat die duiwel deur hom kon werk. En die duiwel praat deur hom en hy daag die ordes van God uit en God se gesag en God se woord. Daarom het die slang sy straf gekry. Daarom slaat ons hom tans met 'n graaf meeste van die tyd as ons hom sien. En nie op sy boude nie. Kom ons gaan 'n bietjie verder. Nuwe Testament. Die manne in die sinagoge met onreine gees. Markus 1 vers 23 tot 26. In die sinagoge, in die kerk. Nee, dit kan nie wees nie, broer. Nee, ek wil vir jou sê, weet jy waar sit hoë standaard Satan aanbidders sonnaandoggende? In die kerk. Nie in die sataniese kerk nie, in die Christelike kerk, om verwarring te bring en om die kinders van God tot struikel te bring. Om steurnisse te bring, sodat God se gees nie kan werk nie. Ek moet met 'n bietjie meer deel oor die geestesrealm. Dit lyk vir my, dit is nogal 'n behoefte, ek sal 'n bietjie met u meer deel oor dit. Jesus erken daai gees in hom. En Jesus dryf daai gees uit. Hoe gaan 'n bose gees uitdryf? Die gees van God dryf die bose gees uit. As ons gaan kyk na die besetene van Gadara, 'n legioen. Dis 6000 demone. 6000. Markus 5 vers 1 tot 13 kan jy gaan lees. Jesus dryf hulle uit en dryf hulle in 'n top varke en toe gaan swem die varke. Hy werk deur 'n dowe en stomme gees. Markus 9 vers 17 tot 29. Seun was van kleins af stom, doofstom, hy kan nie praat nie. Die Here bestraf daai gees en hier begin hy praat. Het jy geweet dat 1/3, 1 uit 3, soos daar 3 keer was, 1 keer daarvan, het Jesus 'n duiwel uitgedryf of 'n bose gees voordat daar 'n wonderwerk plaasgevind het? Nee, maar ons wil nie met hierdie goed te doen hê nie. So kom die kerk dalk nie soveel wonderwerke sien nie. Ons paai die duiwel, hy's gemaklik onder ons. Mag God gee dat elke bose gees en Satan se trawant hier uit hardloop soos 'n hond wat sy afskrik. Laat hy hardloop en niks hier binne hê nie. Maria Magdalena het 7 demone in haar gehad, sê die woord, Lukas 8 vers 2. Jesus het daai geeste uitgedryf. Nêrens sê ek die geeste die Christelike goed uitgedryf het nie, maar die lig het die duisternis oorweldig. Die waarsêende gees, Handelinge 16 tot 18. Hy slavin, hey man, ek sê vir jou, Paulus was taamlik nikkerig.
Hy was nie meer lus vir hierdie girl wat heeldag vertel wat hy kom doen nie. Sy het die waarheid gesê. Sy het die waarheid gepraat. Sy het gesê, hierdie man verkondig 'n lewende God. Sy het die waarheid gepraat. Praat waarseers waarheid? Ja! Werk hierdie gypsy karavane so goed nou en dan uit? Ja! Werk die sterretekens? Soms, ja! Maar is dit uit die hel uit? Ja! Want die Gees van God werk in my, en die Gees hou geen gemeenskap met duisternis nie, sê die woord. Amen. Of sê nou maar Eina. OK, nou nie net een alleen nie, dit gaan meer opsigtelik wees. OK, die seuns van Skefa. Wat gebeur daar? Handelinge 19 vers 13 tot 16. Hy sê die naam van Jesus wat Paulus verkondig. Maar die bose gees kyk vir hulle en sê, julle, vir Jesus ken ons, van Paulus weet ons, maar jy, wie is jy? Ek sê vandag vir jou, jy kan nie gaan op wie my pa geken het nie. Jy kan nie gaan op wie pastoor ken nie. Jy moet gaan, ken jy hom? As daai seuns 'n verhouding met Jesus gehad het, het daai bose geeste niks aan hy kon doen nie. Amen? Amen. Satan vol Ananias se hart, toe hulle daar kom by Petrus, toe hulle alles moes verdeel, hy sê, hoekom het die duiwel jou hart vervul, sodat jy vir die Heilige Gees lieg? Die duiwel lei hulle om te lieg. Want wat sê die woord? Hy sê die duiwel is die vader van die leuns. Jong mense, luister mooi wat ek sê, ouer mense ook, vrouens en mans. 'n Klein leentjie is die begin van speel met 'n groot slang se stert. Want 'n klein leentjie word 'n groot leentjie en op die einde van die dag lei dit na die dood toe. Satan as verleier en aanklaer sien ons in Lukas 22 vers 3, Johannes 13 vers 27 en dan Judas Iskariot. Die woord van die Here sê, die duiwel het in hom ingevaar en toe het hy Jesus gaan verraai. Amen. So hy het dit self nie gedoen nie. Hy het opening gehad vir die duiwel om in te kom en toe gaan verraai Jesus. Want die woord sê eintlik al lankal, hy was daar om die geld te steel. Hy was daar om die verkeerde te doen. So al was hy by Jesus, is nie te sê hy is vervul met die Heilige Gees nie. Sê amen. Is nie te sê hy is vol in sy hart van Jesus nie, want sy hart was leeg. Van buite was hy onder hulle, maar van binne was hy leeg. Ek vra vandag vir jou, jy weet hoe lyk jou hart terwyl jy sit. Jy kan in die gehoor wees van die kerk, maar dit sê nie jy het Jesus in jou hart nie. Ek vra jou vanmôre, is Jesus in jou lewe? Het jy Jesus ingenooi of nie? Die bose geeste in hierdie wêreld beïnvloed ons denke. Dit beïnvloed baie keer ons fisiese gebroke of gebreklikheid en gestremdheid kom baie keer deur dit. Nie elke ou wat iets mekeer is die duiwel nie, asseblief, moet dit nie verkeerd vat nie. Maar stomheid, epilepsie en daai tipe goed, Markus 9 gaan lees dit gerus. En geweld is 'n lelike ding wat aangevuur word. Gaan kyk by legioene engele daar by besetting van Gadara. Verslawing aan okkultiese praktyke, 'n waarsêry goed, kan ons gaan kyk in Handelinge 16 en teestand teen God se werk en boodskap. As die boodskap jou heeltyd ontrief en jy voel heeltyd jy wil rebelleer hier binne jou, is dit omdat daar 'n gees in jou is wat nie getuig met die gees wat nou uitgaan nie. Maar so wil dit ook wees, wil ek vir jou sê andersom. Ek het al met mense gedeel, dan kom my gees in opstand hier binne my teen dit wat hulle sê. Dan besef ek daai gees is nie van God nie. Hoe meet ons 'n gees om te weet is dit van God af of nie? Aan die woord van die Here. Aan die Bybel. Dis die hoogste gesag. Amen. Ek sal met u later weer 'n bietjie deel daaroor, die week wat kom. Ek gaan nou te lank nog wy oor dit nie, maar ek wil vandag vir jou sê, as jy jou hart oopmaak en sê Jesus kom in en jy vra Heilige Gees, kom kry gestalte in my, dan gaan jy vandag weet, jy verander op hierdie oomblik en jy word Jesus se hande en voete. Deur vandag 'n keuse te maak en sê, Here, ek het U aangeneem, maar ek het nie besef nie, want ek soek nog al die pad buite. Help my om net weer binne te soek en die Gees van God toe te laat om te werk. Daar kom 'n goeie gedagte by my op en ek onderdruk hom want ek voel, ek kan nie dit doen nie. Jy onderdruk die Heilige Gees.
Laat toe dat die Gees van God deur jou werk, laat Christus se gestalte in jou kry. Dan sal jy sy hande en sy voete wees. Dan sal jy wees dit wat God wil doen en deur jou wil doen. Die Heilige Gees wil in jou werk, hy wil deur jou werk, hy wil jou persoonlikheid verander, hy wil jou menswees verander, hy wil jou totaal en al radikaal verander, as jy hom toelaat. Maar ongelukkig van die begin af is die vlees veg en die Gees veg, en die twee het 'n fight aan. Ek sê nou vir jou, ek dien die Here daarom nou al 'n paar jaar, en ek dien hom met my hele hart. Maar ek kan vir jou sê, die geveg is vandag nog daar. Ek glo jy kan saam met my stem, die geveg is vandag nog daar. Sekere omstandighede maak die geveg net bietjie hewiger. Ander omstandighede maak dit weer bietjie ligter. 'n Ou kry oorwinnings oor goed. Ek wil vandag vir julle sê, wanneer die Gees van God deur my werk, kan die bose nie deur my werk nie. In die wêreld is daar mense wat hulle siele verkoop aan die vyand, sodat hy deur hulle kan werk en baie jonges bereik en baie mense bereik, veral deur musiek, Hollywood ensovoorts. Ons as kinders van die Here sê, ek is nie te koop nie, ek is reeds uitverkoop aan Jesus. En ek wil vandag vir jou sê, en baie mense vra hierdie vraag, en ek gaan my verstuit om dit te probeer beantwoord op dit, en die opinie mag verskil van myne. Ons is mense, daarom mag ons verskil. Maar ek glo dat wanneer jy ten volle, luister mooi my woordkeuse, ten volle jou hart oorgee vir Jesus en jy leef nie meer nie, maar Christus leef in jou, kan 'n bose gees nie meer in my woon nie. Hy kan my aanval van buite af. Ek kan aanvalle beleef, maar as die Gees van God in my woon, hy woon nie saam met bose gees in my nie. Bly by my. Maar wanneer ons kry dat mense Jesus aanneem met die mond, maar in sy hart hou hy nog 'n paar oop deure vir verkeerde goed, dan moet ons demone uitdryf, want dan sit hy met die geveg, en dan is hy besig om te manifesteer, want hy het 'n gewoel binne hom. As jy vanmôre voel, Here, ek sit nog met 'n gewoel binne my, gaan lees bietjie Kolossense 1, van vers 13 tot 15. En kan ek vir een ding sê, hy sê, ware bevryding kom deur sondebelydenis. Deur jou hart te bely en te sê, Here Jesus, hier's ek bely en ek gee U ten volle reg. Wil ek vir jou sê, is daai goedjies net so uit. Ons kan in elk geval nie 'n demone uit mense uitdryf wat besete is as hy nie Jesus aanneem nie. Ons kan hom stil maak, ons kan vir 'n oomblik dalk wegjaag, maar hy gaan terugkom. So hoekom ons dit nie doen nie? Jy moet besluit, Jesus, ek gee vir U die mandaat, ek gee vir U die titelakte van my hart. Dan kan God werk. Maar as jy nie bereid is om volle oorgawe te maak nie. Ek het dit die laaste tyd gesê en ek gaan dit weer sê en ek gaan dit nog baie sê. God is God of all or not God at all. Jy kan nie vir God net 'n rukkie in jou lewe belê en besluit, nee, maar nou is ek okay nie. Want jy gaan gaan jy 'n geveg in jou binneste hê. Die geveg is daar, van die gees en die vlees. Om jou geveg ligter te maak, nooi Jesus in jou lewe. Nooi hom vanmôre in jou lewe. Ek gaan vanmôre vir jou gebed doen en dan gaan ons oorgaan na die nagmaal toe. Ek gaan vanmôre vir jou gebed doen. Ek wil vir jou sê, jy wat so lank gewag het, jy het genoeg gewag. Jy het genoeg gewag. Ooreenkomstig die woord van die Here by die plek van Petrus en Johannes en dieselfde met Paulus, het ons die mandaat gekry, ons het autoriteit gekry, ek het gesag gekry om vir jou vanmôre te sê in die naam van Jesus, ontvang die Heilige Gees. Dan gaan jy jouself oopmaak en sê, Here, ek neem dit ten volle aan, werk deur my. Ja, en dan kan baie dinge gebeur. Gawes kan beoefen word, jy kan in tale spreek, daar's baie dinge wat kan gebeur in jou lewe, maar dit gaan ook afhang van jou af. Die Here gaan jou nie laat in tale praat as jy jou lippe vasbyt nie. Amen. As mense vir my sê, pastoor, bid vir my vir die doop van die Heilige Gees, en staan net daar. Die Here gaan nie met 'n gwala jou lippe oopbreek nie. Jy begin die Here te prys en dit kom spontaan uit. Maar hou op wag vir die tale as 'n uiterlike teken. Weet jy wat die grootste teken wat die woord sê? Nie die tale nie. Die bekragtiging om 'n getuie te wees. Amen. Kom ons gee die Here kans. Kom ons staan op ons voete. Amen. Ek gaan vir jou gebed doen vanmôre. Vader, ooreenkomstig die woord van die Here,
Met die autoriteit en die gesag wat U my gee as diensknegt van God, as leraar van woord en waarheid bediening hier in Mosselbaai. Vader, wil ek nou vir elkeen wat hier is bid en hulle wat nou live ingeskakel is ooreenkomstig die woord, en ek wil vanmôre sê, ontvang die Heilige Gees, ontvang vanmôre die krag, ontvang vanmôre die salwing deur 'n dubbele maat, deur oop te maak en sê, I surrender all, Lord. I surrender all, Lord. I surrender all. Here, daar's mense wat vir hulle self stry oor hierdie saak, want hy voel nee, maar ek moet 'n paar goed doen. Here, genade is nie deur werke nie, dis deur guns. En vanmôre, Here, werk ek nie om dit te ontvang nie. Ek moet net glo. Ek moet dit net ontvang en sê, ek ontvang dit, ek vat dit, ek neem dit in besit. Here, dis soos wanneer ek vir iemand sê, ek gee jou 'n sekere pos of 'n proposisie. Dit beteken nie skielik word die ou groter en muscles groei en bene is langer en haarstyl verander nie. Nee. Ek gee vir hulle 'n mandaat en nou groei hulle in daai mandaat in. En vanmôre, Here, gee U ons die Heilige Gees. Help ons nou om te groei in dit, laat Christus gestalte in ons vind. Help ons nou om te begin groei in dit, deur die gawes en die werking en die vrug van die Heilige Gees. Here, vanmôre ontvang ons dit. Elkeen wat vanmôre U woord hoor, as jy dit vanmôre wil sê, Here, ek ontvang dit. Here, ek ontvang dit, ek vat dit vir my. Ek vat dit vir my vanmôre en ek glo dit. Dieselfde as wat jy moet glo dat die Seun van God vir jou gesterf het, moet jy vanmôre glo dat jy die Heilige Gees ontvang het deur as geskenk wat vir julle gegee is. Here, daar's 'n mooi plek en Jesus kom en hy blaas oor sy disippels. Ek wil vanmôre in die Gees 'n manifestasie doen, Vader. Ek wil blaas oor die volk. Ek wil blaas oor elkeen om dit te kan ontvang soos wat U doen. Here, want omdat ons geesdraers is, omdat ons salwingdraers is, waar ek in kontak kom, gaan die Gees van God verder werk. Ek dank U op hierdie oomblik dat die mense se lewens gaan verander. Ek dank U op hierdie oomblik dat U in mense gaan begin gestalte vind. Ek dank U vir gawes wat gaan begin opereer. Ek dank U, Here, vir die vrug wat na vore gaan kom, dat ander sal kom aansit en eet aan die vrug wat uit hulle lewens uitskyn. Here, seën nou vanmôre hierdie volk. Seën die tafel wat ons gaan gebruik, waar ons deel het aan hierdie tafel. Here, dis vir my so mooi, as ek daaraan dink, Jesus Christus het dieselfde plek waar hy die tafel gaan bedien het, met hulle voor sy kruisiging, het hy vir hulle sê, gaan wag. En Here, vanmôre is hier simboliek van die tafel vir ons kosbaar. Maar Here, hierdie laat ons nie net dink aan Jesus wat sterf nie, hierdie laat ons dink aan die belofte. Hy gaan terugkom om ons te kom haal. En sy Heilige Gees sal ons bekragtig en in stand hou totdat hy kom. Ons dank U daarvoor. Word nou verheerlik, Vader. Seën die volk in Jesus naam. Amen.